Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, ons wil sing, ons wil U lof besing. U is die een wat aan ons die asem gee. Ja, Here, U is nader aan ons as ons eie asem. En met ons asem wil ons U loof. U lof besing, U majesteit verkondig. U is koning, Here. Koning oor ons harte. Dankie dat U vanoggend hier is om ons te ontmoet. Dankie dat U getrou is, dat U met ons wil kommunikeer. En daarom bid ons deur die woord en deur die Gees, verander hierdie gestolde ink in woorde wat lewe maak, lewe bring, soos 'n fontein, nuwe lewe. Ons dors les, ons honger stil. Kom, Here, ons is hier, ons is gereed, ons is wagtend. Spreek met ons, in Jesus se naam. Amen. Daar was 'n paar jaar gelede 'n jong seun wat skielik baie siek geword het. Sy ouers het hom dokters toe gevat. Hulle het regtig alles probeer. Dokters, medikasie, spesialiste, niks wou help nie. Nêrens was daar 'n antwoord nie. Uiteindelik hoor hulle van 'n spesialis oor see, baie welbekende spesialis wat spesialiseer in hierdie tipe van siektetoestande en hulle het besluit, dit is hulle enigste hoop. Maar hulle het nie die fondse gehad nie. Wat hulle toe besluit het is, hulle kyk wat hulle het, wat hulle kan verkoop. Alles wat hulle kon, het hulle verkoop. Hulle familie het saam bygedra, geld ingesamel, vriende het gehelp, selfs mense wat hulle nie eers geken het nie, het bygedra. Totdat hulle die bedrag bymekaar gemaak het. Op die dag wat die seun toe sou vertrek, het hy by die lughawe gestaan met sy klein tassie. Hy het niks verstaan van die enorme prys wat betaal moes word nie. Toe hy uiteindelik sy vliegtuigkaartjie in sy hand het, kyk hy daarna en hy glimlag en sê, dankie mamma. Vir hom was hierdie kaartjie gratis. Vir sy ouers, vir die wat hom geken het, was daar 'n enorme prys. Dit is min of meer hoe verlossing werk. Ons is daardie seentjie wat by die lughawe staan en daardie kaartjie ontvang. God se genade, sy geskenk aan ons. En ons hoef niks te gedoen het om dit te verdien nie. Dit is gratis. Maar dit is nie goedkoop nie. Dit het Jesus sy bloed gekos. Lyding, sy kruisdood, verlatenheid, selfs Gods verlatenheid, pyn, oordeel van mense, en hy moes die oordeel van God dra, ter wille van ons. Paulus gebruik hier 'n woord in ons teks van geregtigheid voor God. Ons sal net nou daarby kom. Die geregtigheid voor God is gratis, maar dis nooit goedkoop nie. Kom ons lees Romeine 1 vers 16 en 17. Vers 16 sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing
vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Tot daar, net die 2 verse. Ons tema, ook die tema met die katekese, gaan rondom hierdie geskenk wat God vir ons gee, en die feit dat dit gratis is. Maar dit beteken nie ons kan sommer maar net ligtelik daarmee handel nie. Dit het 'n duur prys gekos. Paulus praat met die gelowiges in Rome. Rome was die grootste wêreldstad van daardie tyd. Hy het 'n verskriklike, indrukwekkende militêre mag gehad, politieke invloed, filosofie het gefloreer, daar was ekonomiese rykdom. Maar Paulus, wanneer hy sy boodskap bring, kom hy nie met politieke oplossings nie. Hy kom nie met 'n nuwe filosofie nie. Hy kom met 'n boodskap. Daardie boodskap is die evangelie. Ons kom net nou daarby. Paulus sê, vir hierdie evangelie skaam ek my nie. Die Griekse woord wat hy hier gebruik is om verleë te wees, om terug te hou uit vrees vir mense, om iets weg te steek, omdat dit ongewild is. Hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hierdie evangelie was vir baie mense in sy tyd aanstootlik. Dit was vir die Jode 'n struikelblok, vir die Grieke was 'n dwaasheid. Die Romeine het gekyk na 'n gekruisigde verlosser wat 'n vernederende dood gesterf het. Paulus sê, ek skaam my nie. Want hierdie boodskap wat hy bring, is nie maar net godsdienstige advies nie. Dit is God se reddende krag. Dit is die goeie nuus van God se reddende krag, wat mense se lewens onherroepelik verander. Ons is gewoond aan, wanneer iets geadverteer word en iemand sê dit is gratis. Wat sê ons? Niks is verniet in hierdie wêreld nie. Iewers moet iemand betaal. Diep binne in ons weet ons, iemand betaal altyd. En is waar van die evangelie ook. Ons sê, God se genade, ons verlossing is gratis, maar iemand moes daarvoor betaal. En die prys daarvoor was ondenkbaar. Jesus moes die volle prys betaal. Ons kan lank stil staan hierby. Ons kan onsself nie indink in wat die prys was nie. Ek het gesê, dit is ondenkbaar. Dit is regtig bo ons verstandelike vermoë. En die feit dat Paulus kom sê, dit is gratis vir elkeen wat glo, maak dit net, ek wil hierdie dinge redelik gou op mekaar sê, sodat ons die volle impak daarvan kan besef. Dat Paulus sê, dit is gratis vir elkeen wat glo, beteken, dit is vir almal, ryk en arm. Dit is vir die goeie en die slegte. Dink maar aan die misdadiger aan die kruis. Hy het geen goeie werke gehad nie, hy het nie op 'n kerkraad gedien nie, hy het nie tyd gehad om homself te bewys en vir selfverbetering nie, geen kans om sy lewe reg te maak nie, hy was op die einde van sy lewe, maar hy het geglo.
En Jesus het vir hom gesê, dit is genoeg, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n evangelie, wat 'n boodskap. Die evangelie verander mense. Niemand kan dieselfde bly nie. Wanneer God jou gryp, en wanneer hy jou syne maak, wanneer jy in geloof jou hand uitsteek na hom toe, en hy jou lewe begin verander, deur die werking van die Heilige Gees, dan is dit onherroepelik. Dan is dit vir altyd anders. Hierdie woord evangelie, die boodskap waarvan Paulus praat. Die evangelie, die Griekse woord is evangelion, dit beteken goeie nuus. In die Romeinse wêreld is dit die woord wat gebruik word wanneer 'n groot oorwinning aangekondig is, wanneer die soldate uit was om 'n veldslag te gaan voer en hulle kom terug en daar's goeie nuus, die vyand is verslaan, die oorwinning is behaal en hulle kondig daardie oorwinning aan en almal vier fees. Dit is die evangelie. So is ons evangelie 'n aankondiging dat Jesus gesterf het, dat sy offer die finale, volmaakte, volkome prys was, dat die dood oorwin is, dat ons met God versoen is, en dat ons nuwe lewe kan hê. Evangelie is nie net goeie raad nie. Ek trek nie net die Bybel nader wanneer ek raad soek vir 'n situasie nie. Dit is 'n lewensingesteldheid. Dit is 'n boodskap om my lewe daarvolgens te rig. Wanneer ek raad soek, sê die raad, doen beter, doen so, dit gaan beter werk. Jesus se boodskap is, ek het dit klaar gedoen. Dit is volbring. Aanvaar my geskenk. Paulus sê hierdie evangelie is die krag van God. Dit wat menslike krag nie kan doen nie. Hierdie evangelie maak harde harte sag. Dit verander mense. Dit het deur die eeue heen mense verander wat verslaaf was aan iets, hoogmoedig was. Mense verander wat gebroken was, wat godsdienstig was maar verlore was. Mense wat rebels was, skuldig aan iets. Jesus het juis gekom vir die wat besef hoe groot hulle skuld is. En dit is die krag van God. Die Griekse woord vir hierdie krag is dunamis. Ons woordjie dinamiet kom daarvan af. Die evangelie bevat nie krag nie, dit is die krag van God. Harde harte word sag, verslaafdes word bevry, skuldiges word vergewe. Dooie sondaars word geestelik lewend gemaak. Wat 'n wonderlike boodskap. Dit alles is tot verlossing vir die wat glo. Ons het nie net leiding nodig om die regte ding te doen nie. Ons het redding nodig. Ons het 'n totale hartsverandering nodig. En dit het God kom doen. Dit het Jesus kom doen. Die vraag is, vertrou jy Jesus? Die vraag is nie,
is jy godsdienstig nie. Die vraag is, vertrou jy Jesus, waar jy in die verlede jouself probeer red, vlug jy nou na hom toe? Waaraan hou jy vas? Aan wie hou jy vas? Hierdie glo beteken baie meer as net verstandelike instemming. Dit beteken, dit vra dat ek myself sal oorgee, totaal en al. Dat ek my afhanklikheid sal besef en dat ek my volle gewig op hom sal plaas. Ware geloof sê, ek weet, ek kan myself nie red nie. Ek vertrou heeltemal op Christus. En onthou, dit is ook vir jou en vir my, vir elkeen, vir die onperfektes, vir die wat nie genoeg goeie werke doen nie, vir die wat nie godsdienstig genoeg is om hulle self te red nie. En nou kom ons met hierdie term van geregtigheid voor God. Paulus sê hier in vers 17, want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Hierdie geregtigheid voor God word dikwels gebruik in die sin van 'n regsgeding. Iemand is skuldig of onskuldig en dan word iemand onskuldig verklaar. Maar dit is nie hoe Paulus dit hier bedoel nie. Paulus praat hier dat die geregtigheid wat van God afkom na die gelowige toe, na die een wat so aan Christus vashou, is 'n status van reg wees voor God. Dit beteken dat God aan my, wanneer ek so aan Christus vashou, na my kyk as iemand wat onskuldig is, wat geregtig is, regverdig is. En hierdie regverdiging was die vonk van die reformatie. Daaruit, toe gelowiges dit begin besef het die reformatie begin en gegroei tot waar ons vandag is. Ons word nie gered omdat ons regverdig is nie. Ons word gered omdat Christus regverdig is en ons aan hom vashou. Sy geregtigheid word aan ons toegereken. En dan sê Paulus, sulke mense sal leef. Hoofletters leef. Die ware lewe ontvang. Geestelik en liggaamlik. Maar bo alles die ewige lewe. Nie op grond van my prestasie nie. Maar op grond daarvan dat ek aan hom vashou. Dat ek glo, dat ek weet, hy is my verlosser. Amen. Here, ons gaan net nou die lied sing, ek weet verseker. Ek weet verseker. Dankie dat u deur u Gees in ons hierdie sekerheid bewerkstellig. Dankie dat u ons help om te glo. Dat wanneer ons hande na u uitsteek en dat ons aan u vashou, ons net opnuut weer besef, maar u hou ons nog altyd vas. En hierdie volgende paar dae gaan ons terugdink aan die Pinkstergebeure. Here, ons tema is een. Breek die verdeeldheid. En gaan ons nadink oor ons een wees in u. Daardie dag wanneer u, Here Jesus, met die wolke kom, is daar een kerk. Een samekoms van gelowiges, sing ons almal dieselfde lofliedere. Mag ons lewe, mag ons
ons kerk wees, ons mens wees, voordat U kom, reeds 'n simbool daarvan wees. Dankie dat U ook dit in ons bewerkstellig. Here, bo alles wil ons dankie sê, dat hierdie geskenk van U af gratis is. Dat ons kan ontspan, omdat die prys reeds betaal is. En ons dit net hoef te aanvaar en daarvolgens hoef te leef. Hoe kan ons anders as om uitbundig dankie te sê, met ons lewens ons dankbaarheid te bewys? In Jesus se naam. Amen.